Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag-erediens van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend is dit ons voorreg om die Here te aanbid, hom te loof en te prys en na sy woord te luister. En by hierdie mooi geleentheid is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te mag deel. Baie welkom aan elkeen van u. As jy vandag die eerste keer hier by ons is, wil ons in die besonder vir jou sê, baie welkom en mag die Here ook vir jou seën, en ons glo dat vandag se preek en boodskap ook jou hart sal versterk, jou sal bemoedig en sal lei dat jy net nog meer vir Jesus sal lewe. Ja, hier by Uit die Woord Digitaal wil ons die woord van God onbevrees, onbevange en suiwer met jou deel, en dit is ons hoogste doel dat jy vir Jesus net nog beter sal leer ken. Jy is baie welkom om in te skakel by ons daaglikse oordenkings. Ons is tans besig hier by Uit die Woord Digitaal met die boek Openbaring. En jy is baie welkom om deel te word van ons WhatsApp groepe. Stuur net vir ons jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Dan wil ons vanmôre baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies. Die afgelope week het ons wonderlike skenkings ontvang en ons kan dit aanwend in die koninkryk van God om die Here se koninkryk te bou en uit te brei en mense in nood by te staan. Ons wil vir jou in die besonder sê dankie daarvoor. Ons waardeer dit. Nou liewe vriende, op hierdie mooi oggend is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom God se woord. Kom ons maak ons harte oop vandag en ons vra dat die Heilige Gees ons sal aanraak, sal bekragtig en sal vernuwe, sodat Jesus se woord 'n werklikheid in ons lewe sal word. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie pragtige oggend voor U kan buig. Die enigste, ware, lewende God, ons Skepper en ons Verlosser, wat ons liefhet, wat in ons harte werk, wat ons seën en wat ons lei elke dag. Dankie Here dat U deur die Bybel met ons praat en dat ons deur U woord belangrike waarhede vir ons lewe kan leer. Bevestig dit vandag in ons harte, Here, tot geloofsversterking en help ons om te lewe tot U eer en om U altyd in die oog te kan hou. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, in hierdie pragtige oggend gaan ons saam lees uit die woord van die Here uit 1 Petrus hoofstuk 5. Nou, in hierdie pragtige hoofstuk praat Petrus oor verskillende sake met kinders van die Here. En wanneer hy hier gesels, dan praat hy so uit die hart uit, in eerlikheid. Hy wil kom bemoedig en raad gee en versterk. Ja, ook vir ons as kinders van die Here vandag, het ons hierdie versterking nodig. Nou die afgelope week het ek kontak gehad met heelwat mense, wat vir my boodskappe gestuur het, of wat vir my geskakel het, wat swaar kry in hierdie wêreld. Ja, daar is mense wat deur geweldige lyding gaan. Daar is siektetoestande. Daar is soveel hartseer in hierdie wêreld. Ongelukkigheid oor huwelike wat op die rotse is. Of mense wat sonder werk sit. Mense wat nie eers huisvesting het nie of nie kos het om te eet nie. En daar is soveel seer in hierdie mense se lewens. Baie mense voel in hierdie omstandighede, maar ek wil moed opgee. Ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Kan die Here nie net my situasie verander nie? Kan ek nie net in 'n beter situasie wees tans in my lewe nie? En as ek en jy moet eerlik wees vanmôre, dan weet ons dat almal van ons een of ander tydstip in ons lewe deur 'n tyd van swaar kry en lyding gaan. In 'n tyd waarin ons vir die Here vra, maar Here, waarom? Hoekom? Hoekom moet ek deur hierdie situasie gaan? Baie mense soek antwoorde. Wat moet ek doen wanneer ek swaar kry? Wanneer daar pyn in my hart is? Wanneer daar hartseer is wat my lewe oorspoel? Wanneer daar 'n donkerheid is wat oor my lewe toesak?
Wat moet kinders van die Here in sulke situasies doen? Nou Petrus het vanmôre vir ons wonderlike raad wat ons moet doen, en kom ons gaan luister na die Here se woord. En een ding wat ek graag vanmôre vir jou wil sê is dit: die Here ken jou hart, die Here ken jou situasie, die Here weet van jou omstandighede en die Here sien jou raak. En daarom moet ek en jy gaan doen wat in God se woord staan. Kom ons gaan hoor, wat skryf 1 Petrus hoofstuk 5 vir ons, en ons gaan lees vers 6 tot en met vers 8. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Petrus kom vanmôre in vers 6 en sê vir ons wat ons moet doen wanneer ons in tye van swaar kry in hierdie wêreld moet lewe. Die eerste en die belangrike ding wat hy vanmôre vir ons sê in vers 6 is: verneder julle. Wees klein voor die Here. Moenie opstandig raak nie. Moenie die Here blameer vir slegte en moeilike omstandighede in jou lewe nie. Maar buig voor hom, die lewende God van hemel en aarde, want God is in beheer. God ken jou hart. God kan jou situasie verander en hy vra van jou om aan hom met 'n gelowige hart vas te gryp en jouself voor hom te verneder. 'n nederige hart is 'n hart wat God raak sien. 'n mens wat homself voor God verneder, sal God se bystand en uitkoms in sy lewe beleef en ervaar. Maar iemand wat opstandig raak, iemand wat die vinger na God toe wys, iemand wat woede in die hart kry, sal nie God se seën in sy lewe ontvang nie. Daarom is die eerste ding wat ek en jy moet doen, wanneer ons deur tye van groot lyding, pyn en hartseer gaan, is om onsself voor die lewende God te gaan verneder. Gaan lê voor hom, gaan buig voor sy troon, en verootmoedig jouself voor hom, en gryp God vas met 'n gelowige hart. Bid tot hom, sê vir God presies wat in jou lewe aan die gang is, vertel hom van jou pyn, jou seer, jou hartseer, jou armoede, jou elende. Verneder jou voor hom. En dit is so belangrik dat ons moet weet dat hy verder skryf hier, dat wanneer ons voor God verneder, sal die kragtige hand van God ons verhoog op die regte tyd. Ja, God is kragtig, en hy is magtig, en hy is almagtig. Hy sal jou op die regte tyd optel uit die modder uit, en jou laat triomfeer. Hy sal jou op 'n rots laat staan, sodat jy oor jou vyande sal kyk. Hy sal aan jou 'n ereplek gee, maar slegs as jy jou voor hom verneder. En dan kom Petrus hier met hierdie pragtige woorde in vers 7. Nadat jy jouself voor God verneder het, werp al jou bekommernis op hom. Gee dit vir hom. Gooi jou bekommernis van jou af. Vat jou pakkie hartseer en probleme en krisisse en lyding. Dink hoe jy dit bymekaar maak en gee dit aan God oor. Werp al jou bekommernis op hom. Gooi dit na hom toe, dat dit van jou skouers afkom. Dit is Petrus se opdrag. En dit is baie keer ons probleme in ons lewe, is dat ons al hierdie bekommernisse en hartseer en lyding en krisisse self wil dra. Ons wil dit op ons eie rug, op ons eie skouers saamdra. En dan sien ons nie meer kans vir die lewe nie. En dan wil ons sommer net tou opgooi en moed opgee, en dan blameer ons baie keer die Here of mense vir dit wat in ons lewe aan die gang is. Broeder en suster, werp jou bekommernisse op hom. Dit is so belangrik dat ek en jy dit sal leer vandag. En dan gaan Petrus verder en hy sê,
Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Jy, my broeder en suster, is 'n kind van God. Jy's duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus. Hy het die hoogste prys vir jou lewe betaal. Hoekom sal hy jou nou in die steek laat? Hy sal dit nie doen nie. Hebreërs 13 vers 5 sê, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy behoort aan God. Jy is sy eiendom, jy is sy kind. Hy het deur die kosbare bloed van Jesus, het Jesus duur vir jou betaal. Daarom moet jy weet dat hy vir jou sal sorg, in die goeie tye, maar ook in die swaar kry tye. Wat moet jy daarom doen? Verneder jou onder die kragtige hand van God, en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Die Here Jesus Christus kom daar in Matteus hoofstuk 11 ook met hierdie pragtige uitnodiging, wat hy aan ons kom gee in vers 28 en vers 29. Kom na my toe, sê Jesus, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Wil jy vrede in jou lewe? Wil jy rustigheid hê in jou hart? Gee jou probleme en jou laste vir Jesus. Wil jy die lewensvreugde beleef? Wil jy rustigheid en veiligheid in jou lewe ervaar? Gee jou probleme en jou laste vir Jesus. Hy kom en hy nooi jou uit. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Nou wanneer die lewe ons tref, wanneer die golwe van die lewe oor ons slaan, wanneer ons dink daar is nie uitkoms in hierdie donker tonnel nie, wat moet jy doen? Gaan na Jesus toe. Wanneer jy voel die hartseer oorweldig jou, wanneer jy nie meer weet hoe jou begroting gaan klop nie, hoe jy vir jou gesin gaan sorg nie, wat moet jy doen? Gaan na Jesus toe. Verneder jou voor hom, en hy sal jou verhoog op die regte tyd. Glo en vertrou dat hy 'n plan met jou lewe het. Weet dat hy by jou is, dat hy naby jou is, dat Jesus in jou hart woon, dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Hy's lief vir jou, jy's kosbaar in sy oë en hy wil saam met jou 'n pad loop. Vertrou hom, dat die goeie werk wat hy in jou begin het, hy end uit sal deurvoer. Maar hy vra van jou, geloof in hom. Hy vra van jou 'n nederige hart, en hy vra dat jy saam met hom in hierdie wêreld 'n pad sal loop. Moenie hom blameer nie, moenie vinger na hom toe wys nie, moenie mense blameer nie, maar gaan jy en gaan buig voor die lewende God met 'n nederige hart, gee jou laste oor aan Jesus, en hy sal jou rus en vrede gee en jou verhoog op die regte tyd. Ek nooi jou vanmôre uit, my liewe broeder en suster, om saam met my te kom buig voor Jesus Christus ons Here. Kom ons lê ons harte bloot voor hom vanmôre. Kom ons gee onsself oor aan hom vanmôre. En kom ons vra hom om deur sy Heilige Gees die wonderlike vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor ons lewens sal laat spoel, sodat ek en jy sy vrede kan beleef en kan ervaar in ons lewe. Nou, vandag hier, maar ook elke dag die res van ons lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie kosbare boodskap kon hoor vanuit u woord. Hierdie ope uitnodiging van u kon aanhoor, waarin u kom sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Here, vanmôre kom buig ons voor u neer, met nederige harte, en ons wil vir u kom vra, Here, help ons, staan ons by, deur u kragtige hand, hef ons op, laat ons na u toe kom, Here, om al ons laste aan u oor te gee, en dankie dat u vrede aan ons kom beloof. Vanmôre wil ons vir almal kom bid, Here,
wat deur groot probleme en krisisse en lyding en hartseer in hierdie wêreld gaan. Almal wat vermoeid en belas is en bekommerd is. Here, wil U hulle vashou in U liefdevolle hand? Wil U vertroosting gee? Wil U bemoediging gee? Hef hulle op, Here, om te kan weet, ons is kinders van die lewende God. Die Here sal ons nie los nie. Ons kyk met verwagting en met gelowige harte op na Jesus. Ons hand is in sy hand en ons weet hy sal ons lei en hy sal ons sy vrede gee. Dankie daarvoor, dankie dat ons hierdie belofte vandag ons eie kan maak. Bevestig hierdie Bybelse waarhede en U woord in ons harte, dat ons U vrede en rus vandag kan beleef en elke dag die res van ons lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Vriende, baie dankie dat U vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën. Ek hoop U het 'n wonderlike dag en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.